Episode 16. Jy beplan, maar God besluit. Die kosbare wysheid en wyshede van het Spreuke 16 en 17 maak seker dat jy hulle lees voordat jy na luister. Jy maak planne, jy stel doelwitte, jy probeer dit alles uitwerk. Maar dinge gebeur nie altyd soos jy beplan nie. Het jy dit al ervaar? Hier is die groot vraag. Wie beheer regtig jou lewe? Vandag gaan jy ontdek hoekom jou planne nie altyd werk nie, wat God se rol is in jou besluite en hoe om te leef met vrede, selfs wanneer dinge anders loop. As jy dit snap, gaan jy minder stres, meer vertrou en sterker staan. Jy kan beplan, maar God bepaal. Die Bybel sê in Spreuke 16 vers 1, die planne van die hart behoort aan die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Here. En ook in Spreuke 16 vers 9, die hart van die mens beplan sy weg, maar die Here rig sy voetstappe. Hier is die balans. Jy moet beplan, maar jy is nie in beheer nie. Die probleem? Ons wil alles beheer, alles verstaan, van alles seker maak. Maar die Here sê, vertrou my. Onthou altyd, jy sien 'n deel, maar die Here sien die geheel. God kyk na motief, nie net plan nie. Die skrif sê in Spreuke 16 vers 2, al die weë van 'n mens is suiwer in sy eie oë, maar die Here toets die geeste. Dit bedoel, jy kan dink jy is reg, maar die Here kyk veel dieper. Hy vra, hoekom doen jy dit? Vir wie doen jy dit? Wat is dit wat jou dryf? Die realiteit is, jy kan 'n goeie plan hê, maar 'n verkeerde hart. Die Here sien nie net wat jy doen nie, hy sien ook hoekom jy dit doen. Oorgawe bring rigting. Spreuke 16 vers 3 sê, laat jou werk aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Hier is die sleutel. Oorgawe. Nie, Here, seën my planne nie, maar Here, lei U my planne. Wanneer jy oorgee, bring God duidelikheid. Bring hy rigting en bring hy stabiliteit. Die vraag is, probeer jy alles self dra? Wat jy ook al oorgee aan God se hand, hy kan dit lei. God se plan is altyd hoër. Die skrif sê in Spreuke 16 vers 25, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. En in vers 17 vers 3, die smeltkroes is vir silwer en die oond vir goud, maar die Here toets die harte. Hier is die baie kosbare waarheid. Soms laat die Here dinge anders loop. Nie om jou te straf nie, maar juis om jou te vorm. Soos goud, deur vuur word dit suiwer. So ook jy, deur proses en prosesse word jy sterker. God is meer besorg oor jou vorming as oor jou gemak. Kom ons vat dit eenvoudig saam. Nommer 1, jy beplan, God bepaal. Spreuke 16 vers 1 en vers 9. Tweedens, God toets jou motief. Spreuke 16 vers 2. Derdens, oorgawe bring rigting. Spreuke 16 vers 3. Vierdens, God se plan vorm jou. Spreuke 16 vers 25 en 17 vers 3. Kom sê dit saam met my. Ek vertrou God se plan.
Ek vertrou God se plan. As jy vandag besluit, ek gee beheer oor. Ek vertrou die Here met my lewe. Tik dan hieronder in die bewoording, ek vertrou die Here. Die vraag is nie of wysheid roep nie. Die vraag is, sal jy luister? Tot 'n volgende keer, leef in vrede en groetnis hier uit Switserland.